nooit maklik nie, my woorde lê ver, maar ek wil het sê, so ek skryf 'n song van my dad. Soms is dit moeilik om die woorde te sê, so ek skryf 'n song wat sê hoe baie lief ek hom het, en my ster is nie ver, want my hel is my dad, hou my sterk en so ek skryf het in 'n song van my dad. Al lê 'n donker wolk oor hy berg, weet ek, die son skyn altyd helder by dad, en al breek 'n storm los oor die see, weet ek, my pa sal altyd daar vir my wees, en my ster is nie ver, want my hel is my dad, hou my sterk en so ek skryf het in 'n song van my dad. Dis nooit maklik nie, my pen los 'n merk, maar ek wil het sê, so ek skryf 'n song van my dad. Daar's soveel woorde en my woorde is min, so ek skryf 'n song wat sê hoe trots ek op my pa is, en my ster is nie ver, want my hel is my dad, hou my sterk en so ek skryf het in 'n song van my dad. Ek wens ek kon vir die begrafnisondernemers, jy weet, hulle kan ons so maak en dan weet almal wat om te doen. Dis net ek wat nie daai besigheid kan doen. Dankie Willem, hoor. Jy doen dit baie mooi, weet, op en af en so. Namens die familie, dankie dat julle hier is. Die familie moet nie wees, maar die ander. Dankie dat julle hulle kom ondersteun. En as daar verder familie, ek sien daar sit verder familie. Lyk my hoe verder familie, hoe meer agtertoe sit hulle net. Ek weet, dis nie net vandag wat mense vir julle bid nie. Drina, kinders, Melissa, Nico, alle ander kinders, kleinkinders. Die Here vertroos en die Here gee krag. Hou in hom vas. Partykeer laat mense jou nie steek, partykeer is jy nie seker of daar mense gaan wees by jou nie, maar die Here is altyd daar. En Drina, veral wanneer 'n mens alleen is in jou huis, nê? Kinders is huis toe en almal het hulle dinge, werk gaan aan, die ouens se lewens gaan aan. Mag die Here ook in daai stiltye vir jou moed en krag gee en vertroosting gee. En dan vir al die straatmense, die wat nou daar naby bly, ek sien daai deel van Riebeek Hoogte is omtrent almal hier, dankie dat julle vandag hier is en ek glo ook vorentoe hier sal wees vir die familie. Die familiebrief het ek ontvang en ek sien dit is daar op die pamflet van 'n Klaasie, soos ek hom maar leer ken het. Al die pastorie in hulle huis en Amanda, ons het so by mekaar gebly. So ek het altyd agtergekom as daar nou moeilikheid in 'n huis is, jy weet, ek het hoër gebly, ons pastorie was so teen die bult op. Dan hoor ek, hier is weer moeilikheid by die Smitte, of hier is moeilikheid daaronder. Nee, ek jok. So het ons kinders saam groot geword. En wat 'n voorreg was dit, en is dit vandag vir my, Hendrina, Nico, julle en Melissa, dat ek hier mag wees, om die woord van die Here te bring, soos hy my geroep het. Nou, ek wil graag hierdie familiebrief lees, van Klaasie, wat die familie en vriende oor hom skryf, eintlik nie die familie. Want is eintlik redelik raak, as ek nou aan Klaasie dink, toe ek die nuus gekry het, ek gaan daar 'n klomp goed deur mense gedagtes. En die familiebrief som eintlik sy lewe op. En ek lees dit graag voor.
met diep hartseer, maar met dankbaarheid vir 'n lewe vol liefde en betekenis, neem ons vandag afskeid van my geliefde man Klasie, as ook pa, oupa en broer. Nou ja, woorde kan nooit ten volle beskryf hoeveel jy vir ons beteken het nie. Jy was ons rots. Nee, jy kon staat maak. Ons gids, ons beskermer en ons grootste ondersteuner. Klasie, soos ons almal hom geken het, was 'n besondere mens, wat sy lewe gewy het aan sy familie en geliefdes. Hy het ons geleer om met moed deur moeilike tye te gaan, nie om te volhard, om vas te byt. Nie dat iets jou onderkry nie. Om dankbaar te wees vir die eenvoudige dinge in die lewe. En om altyd na mekaar om te sien. Vandag groet ek jou, my man, met 'n hart vol hartseer, maar ook met diep dankbaarheid vir die jare wat ons saam kon deel. Jy was nie net my man nie, maar ook my beste vriend, my steunpilaar en die liefde van my lewe. Dankie vir jou onvoorwaardelike liefde, jou geduld, jou sorg en die manier waarop jy altyd eerste aan ons familie gedink het. 'n mens, nee. Deur die goeie en moeilike tye was jy altyd daar. Hoe? Sterk, liefdevol en getrou. Jou teenwoordigheid het ons huis gevul met warmte, veiligheid en vreugde. As pa was pa meer as net 'n pa. Pa was ons held, ons mentor en ons veilige hawe. Pa het ons geleer om hard te werk, om eerlik te leef en om altyd met liefde en respek na ander om te sien. Pa se wysheid en raad sal ons vir altyd bybly. Dankie vir elke opoffering wat pa gemaak het, elke woord van aanmoediging, elke drukkie wanneer ons dit nodig gehad het, en vir die onvoorwaardelike liefde waarmee pa ons omring het. Van die kleinkinders. Oupa was nie net 'n oupie vir ons nie. Oupie was vir ons soos 'n pa. Oupa het altyd mamma bygestaan en ons met liefde grootgemaak en beskerm. Dankie vir alles wat oupa vir ons gedoen het. Ons sal dit nooit ooit vergeet nie. Ons gaan oupa se geselsies mis in die caddy, as oupa ons kom haal het by die skool. En dan van die 2 broers en suster. Klasie, jy was nie net 'n broer nie, jy was 'n vriend. 'n Vertroueling en iemand op wie ons altyd kon staatmaak. Jy het ons laat lag, ons ondersteun in moeilike tye en altyd 'n manier gehad om ons beter te laat voel. Dankie vir jou liefde en vir die manier waarop jy altyd vir jou familie omgegee het en hulle eerste gestel het. Jy het 'n sterk en besondere rol in ons lewens gespeel en die herinneringe wat ons saam met jou gemaak het, sal vir altyd by ons bly. Al kan ons jou nie meer sien of hoor nie, sal jou liefde altyd deel van ons wees. Ons sal jou stem in ons herinneringe hoor, jou raad in ons harte dra en jou voorbeeld in ons lewens volg. Rus sag, geliefde man, pa, oupa en broer. Jy sal altyd deel van ons wees en vir ewig in ons harte voortleef. Nou ek is seker soos hierdie brief gelees is daar baie herinneringe. En dis een ding wat ons dan by iemand wat doen wanneer ons iemand
te rus te lê en daarna is ons dink terug en ons onthou. En dit is eintlik wonderlik as 'n mens daaraan dink, hoe mens die goeie goed onthou. Eintlik ongelooflik. Dis asof die ander goed wat daar was en baie keer gekrap het, net weg is, en dis asof mens hierdie goue draad van die goeie sien. En ek het al baie gewonder hoekom. Kom onthou ons by iemand se afsterwe die goeie en sê ons goeie goed en goed wat ons onthou. Weet julle hoekom? Dink ek. Omdat God goed is en hy het ons gemaak. En hy het elkeen van ons gemaak met 'n stukkie goedheid en dit verskil van mens tot mens. So kom ons moedig mekaar nou aan, ons onthou vir Klasie en al die goedheid, en dis wonderlik, en een van die goed is die ankerrol en die liefdesrol wat hy gespeel het, waarvoor ons baie dankbaar is. Dit staan uit. Maar kom ons sê ook vir mekaar, terwyl ons lewe, daai dinge. Nee, vandag is die regte dag. So 'n bietjie waardering, so 'n bietjie van, hoe sien ek jou, en wat beteken jy in my lewe? So dis goed om terug te dink. Vir mekaar dit te sê, en vir die Here dit te sê. Nou die volgende is 'n paar fotos wat die familie bymekaar gesit het, om ons verder te vat op die pad terug. Miskien herinneringe op te roep, wat vandag nodig is vir jou. Want onthou, net soos hy 'n spoor getrap het, strap jy 'n spoor. Nie waar nie. Mense gaan jou ook onthou vir iets. Iemand het eendag gesê, jy moet nou so leef dat mense iets by jou begrafnis kan sê. En dis waar. Want soos jy leef, so sien hulle en so reageer hulle. So kyk na die fotos, en dan gaan jy ook huis toe, en jy gaan kyk bietjie na jou eie fotos, wat daar is, geneem is, die stories wat daar vertel word. En laat die Here vir jou wys, wat se pad loop jy? Hoe onthou mense jou? En mag dit 'n pad wees wat ons almal kan getuig, dit was goed. Soos vandag. Dit was goed om vir Klasie te ken en om as 'n buurman te hê, net onderkant ons. Kom ons kyk na die fotos. We loop 'n vreemde pad, wat 'n mens soms nie beplan. Maar jy het 'n keuse, wat jy daarvan maak. Soms kyk jy terug na verdwaalde weg. Soms dink jy was reg. Wonder jy ook weer wat staan tussen ons vanaand. En die hemel vier, ek was lief vir jou. Sal ek jou nooit vas kan hou? Is het als te laat om me weer probeer te maken? En die vlammen brand, die help weer los. Voor elke traan het het onze kost. Sê my wat staan weer tussen jou en my vanaand. Nou staan ons hier, die kruispad waag, die
links of rechts sien ek die lig. Wie se keuse is dit hierdie keer? Jy kyk weer terug, jy raak verward. Ek draai maar links en ek volg die swart. Want ek staan dit weer tussen jou en my vanaand. En die hemel vier, ek was lief vir jou. Sal ek jou nooit vasgehou? Is het al te laat om me weer probeer te maak? En die vlamme brand, die help weer los. Vir elke traan het het ons gekos. Sê my wat staan weer tussen jou en my vanaand? Ja, die vlamme brand, die help weer los. Vir elke traan het het ons gekos. Sê my wat staan weer tussen jou en my vanaand? En toe wonder ek nou so op 'n ligte lyn wie het omgeteer en veer. Interessante foto wat julle daar omgesit het. Ja. Here Jesus Christus, ons koning en Here, ons redder en verlosser, God wat mens geword het, my plek kom staan, my plek gekruisig, opgestaan het uit die dood, 'n plek gaan regmaak het vir my, en my kom haal sodat ek by U kan wees. Dis vir U wat ons aanbid. U is dit waardig. Here, en soms raak dinge hier op aarde vir ons soveel dat ons daarteen vaskyk en moedeloos raak en soms net nie die krag het of die lus het om aan te gaan nie. Maar 'n groot krisis is nou iemand se afsterwe in ons lewe inkom en ons nie altyd weet hoe die toekoms lyk nie. Dis dan wanneer ons wil opkyk en sê, Here, ek het nie die vermoë om U hande vas te hou nie. Ek het nie die vermoë om altyd in die voetspore te volg nie. Ek sukkel en ek vergeet en ek kan nie vashou nie. Wil U maar dan as redder my kom vashou? Wil U my maar kom opsoek, ook as ek wegloop? U het 99 gelos en een gaan haal. En ek weet, ek is dikwels daardie een. Wanneer daar niemand anders is nie, dan is U daar. En daarom, Here, sê ons dankie vir Klasie se lewe. Vir wat U in hom en deur hom vir mense beteken het, gedoen het. Want Here, U het ons hande en voete nodig. As U liefde aan die wêreld wil wys, kom doen U dit deur mense. Hy was een van hulle. En nou bly ons agter. Want ek glo hy het nog 'n roeping en 'n doel en 'n betekenis vir ons lewe. En daarom is vandag se gebed, Here, hou ons regop, hou ons naby U, kom haal ons as ons verdwaal,
Kom versterk ons as ons swak word, as die knie lam word en die hande slap word, dan weet ons U sal verstaan en U sal kom nuwe krag gee. Here Jesus, as U die dood oorwin het, kan U ook hierdie lamheid in ons oorwin. So ek bid daarvoor. Maar nou weet U, ons is partykeer soos klein kindertjies. As ons eie ding doen, nee, los my, ek sal regkom. Gelukkig weet U dit, want U is 'n paar duisend. U ken kinders. En weet ek, Here, selfs al sou ons sê toe maar ek sal regkom, sal U maar altyd die stille krag, die nabyheid, die een wees wat vashou, wat lei, wat koers aanpas. Help ons om te lewe, dat ander U kan sien. So Here, ons is nou hier omdat ons versterk wil word in die geloof. Ja, ons neem afskeid vandag, ons maak die boek toe, met dankbaarheid, en ook met vreugde, ook met 'n traan en hartseer. So U ken die warboel van emosies vandag, maar nou soek ons dat U ons oë optel van hierdie wêreld af. Dat ons Jesus sien. Die een wat weer kom. En daarvoor bid ons. Hef ons oë en ons harte op na U en gee vir ons lewe. Amen. Daar's tye in mense lewe wat dit goed gaan en daar's tye wat jy eintlik nie wil laat verbygaan nie, nê? En as ons nou vandag oor Klaasie praat, dan is dit seker ook waar. En mens wil dit wat kosbaar was vashou. En julle kan, dis in julle gedagtes, dit kan nie uitgevee word en sê jy dit self wil erase nie, maar dit is daar. Maar ons wil graag vashou in goeie tye, nê? Ek dink aan verjaarsdae, Kersfees en hierdie feesvierings waarvan 'n paar fotos op was, spesiale tye, dan koester ons dit. Nie net daar nie, maar ook agterna. En baie keer, as dit so die betekenis gehad het, dan wil ons dit graag weer hê, nê. Ons gaan weer dit doen, en ons doen dit dikwels weer, en dan is dit nooit dieselfde as die eerste keer nie, maar baie goed in ons lewe werk so. As ek het baie geniet, soek ek dit nog 'n keer. Ons sal weer daar gaan kuier, ons sal weer dit doen, weer gaan braai, weer gaan dit, en is wonderlik. Want is daai tye wat betekenis gee, wat in die hart kom sit, wat jou bly maak. En dis daai tye wat ons so bietjie laat vergeet van die goed rondom ons. Dit trek mos mense aandag as jy verjaarsdag of 'n Kersfees of 'n besondere dag vier, dan is dit asof jy al die ander goed so bietjie op sy sit. Nee, dis daar, maar dis nie dan so in jou gedagtes nie. Dan leef ons nou. En ons moet daai tye koester. As ek vandag hierdie Psalm lees, wat julle almal baie goed ken, dan gebeur hier ook dieselfde goed. Mense wat sê, dis vir ons goed om hier te wees. En eintlik wil ons nie weer terug gaan werk toe nie, ons wil nie weet, daar is sy eie probleme, dit lê daar so, dis vir ons goed om in hierdie, kom ons noem dit babbel, is nou nie die regte woord nie, maar om hier te wees. En ek is seker, as ons kon, nee, Drina, sou ons Klaasie weer hier kon sit, en sê ons so, nog so bietjie tyd hier hê. Die Psalm praat van mense wat op 'n goeie plek was, wat met goeie herinneringe loop, en wat sê, dis vir ons goed. Maar dan is daai tyd verby. En wanneer dit verby is, moet hulle weer al die gewone dinge face.
Ek moet 'n toebroodjie gaan maak vir die kinders om skool toe te vat, en ek moet gaan werk, en ek moet kos kook, en ek moet huis skoon maak, en ek moet wasgoed was, en as jy moet stryk, daai goed kom net weer. En ek moet weer goed gaan challenge, want daar's goede wat moet gebeur, wat ek moet doen, die gras moet gesny word, nee, en die water het skade gedoen, en die toilet lek, daai goed moet nou weer gebeur. En dan steek hierdie ouens vas en sê, wie ons wens, ons kom maar eerder daar gebly het. Ons wens, ons hoef nie weer die gesig te draai na hierdie realiteit wat ons, dis nie sleg nie, maar ons sou kies om eerder daar te bly. En dan is die vraag wat daarmee saamloop, hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek dit maak? As ek nou weer moet teruggaan in die gewone lewe, soort van, met die gewone eise, hoe gaan ek dit maak? En die eerste ding waarin die ou dink, as hy sê, okay, ek het so 'n bietjie reserves, ek het dan familie, hulle kan my help dit maak, ek het dan 'n werk, vir die wat nog werk het, ek sal dit daar maak, ek het nog maar 'n bietjie materiële besitting, so ek sal dit maak, ek kan daarom leef en oorleef, en ek kan ons 'n bietjie vir die kinders, die kleinkinders uitdeel en so, en ek kan nog vir die ou wat by die deur kom vra vir iets om te eet, kan ek sorg, en ek het so 'n bietjie reserves, ek het so 'n bietjie gebeure, wat vir my hierdeur sal help. Ek het nog so 'n bietjie vriende, mense wie ek kan reken, so ja, hierdie ouens en al hierdie dinge gaan my help om dit wat ek moet doen, te kan doen. En dan is die volgende gedagte, en sê nou maar, die mense wat ek gedink het, gaan daar wees vir my, is nie meer daar nie. Sê nou maar Jan Piet moet Joburg toe en ek moet hier sit. Hy het altyd my kies reg gemaak, wat maak ek nou? Sê nou maar die mense wat ek gedink het, vir my sal krag gee en vir my help vorentoe, is op daai stadium nie beskikbaar, of kan nie. Wat dan? Wel, ons is vindingryk, ons kan planne maak, nee. Ons almal. Die Here ons gemaak het. Ons kan goed probeer uitsort. As ek nou terugkom na hierdie ou Psalm en ek wil dit nou lees, dan sê hy, wie is ek so oor die goed dink, en ek dink terug, dan was daar ook tye wat goed was, en tye wat sleg was, en wie het my regtig deurgedra? Ja, vriende, familie, maar die een wat altyd daar was, en daar sal bly, is God self. Daarom moet hy die belangrikste vir my word, en moet ek hierdie dinge, dis hulpmiddels, familie, vriende, materie, mag al goed werk, dis hulpmiddels wat die Here gee, maar dis nie die ding nie. God is tussen hakies die ding. En daarom moet ek my oë op hom hou. Ons almal loop in hierdie wêreld met ons dinge en ons eise. Ek ook. Daar's ook tye wat ek weet, Here, hoe maak ek dit nou? Tye wat my planne nie werk nie. Daar's tye vir al die goeie tye waarvan ons almal kan getuig. Dis die tye wat God half neers in ons gedagtes is. Swaar tye, ja, dan, en is reg ook, dan bid ons en ons kniel en ons vra en ons so wat, dis reg. Maar die goeie tye, dan geniet ek dit net. Wonder of ons altyd dankie sê, ek is skuldig daaraan, geniet dit net, en dan wens ek dit kon weer so wees. Maar hierdie ou sê, onthou, en ek gaan dit nou lees, ons loop 'n pad op aarde.
waar daar bilte is en afdraande is 'n gelykpaaie. Soms is dit moeilik, soms is dit maklik, dan lag ons, ander kere is dit net gewoon. Maar ons is wat hulle noem pelgrims, ons is op pad. Waartoe? Wel, hopelik op pad na Jesus toe. Die een wat ons ken, maar nooit gesien het nie. Die een wat in ons harte bly, wat ons plek gereed maak om haal, dat ons in die hemel saam met hom, want dis waar hy bly. Nee, hy bly mos nou in die hemel, nee. So dis 'n bietjie ver. Maar ons weet nie eens waar dit is nie. Of weet ons? Paulus skryf, hoorie, maar hy is dan nie binne jou. Jy hoef nie ver te gaan soek nie. Jy is sy tempel, jy is die plek waar hy bly, so hy. Is dit nie wonderlik? Daarom, dat Jesus sê, hoorie, julle is pelgrims op pad, julle het hierdie lewe, en julle loop van een punt na 'n ander punt, van 'n beginpunt van 'n klein kersie wat brand vir 70, of as ek reg onthou, was dit 73 jaar en 3 nag? 73, nee. Daar loop julle op hierdie aarde, met alles wat dit behels, al die reëns en al die droogtes en uit en nag ken dit. Maar daar krag is en nie krag nie. Maar daar's 'n groter deel. Die lewe hou mos nie op nie. So ons is op hierdie pad, stukkie hier en die res in teenwoordigheid van die lewende Here vir ewig en altyd. So dis nou vir hierdie pad wat hierdie ou skryf en wat ek graag vir julle wil lees en 'n bietjie interpreteer. Hierdie ou was 'n week lank het hy fees gevier. Toe kan ek een foto met die pers so sien, te dink ek, okay, dis seker hoe lekker dit was, nee. Hierdie ou kom van daar af, hy het fees gevier, hy het daai hoed opgehad en hy vir 'n week lank was hy saam met ander mense fees gevier, die lewe geniet. En dan moet hy huis toe. En dan sê hy, Here nou, ek lees dit, julle ken die psalm so goed. Hy begin so, hy sê, ek kyk op na die berge. Nou ons dink altyd, ek kyk op na berge, dis swaar en dis ver, hoe gaan ek, dis nie waar nie. Hy kyk op na die berge, want in die berge, daai tyd het hulle geglo, daar bly gode daar, daar's 'n God daar. Dis hoekom hulle graag berge geklim het ook, dat jy moet by God kom, bietjie nader kom. Mense doen dit vandag nog. In die natuur, die teenwoordigheid van die Here. Hy sê, ek kyk nou op, en ek dink, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Gaan hierdie ouens my help? Gaan daai gode my help? Gaan die mense my help? Vers 2. Regstelling. Nee, my hulp kom nie vandaan nie. Dis lekker om hulle te hê, familie, vriende, ander mense. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Here beteken besitter, die koning, hy heers oor alles, hy het die berge gemaak, die dale, die see, die water, die wolke. My hulp lê by hom. Vir julle jong mense, ja wel, en die ou mense. If you think you can, you can't. As jy dink jy kan hierdie lewe vat, en jy het krag vir hom hier aangaan, dan gaan jy agterkom. Yes. Ons het 'n paar presidente in hierdie wêreld, ons het 'n paar ouens in hierdie land wat die goed moeilik maak, en haak jy vas, nee. En dan sukkel jy. Dit is 'n belangrike ding om vir jouself uit te maak, dat jou hulp, die pad wat jy moet loop, en dit wat jy nodig het vir die pad, kom ons noem met jou padkos, jou energie, jou krag, jou moed, dit kom van die Here. Hy is die enigste een wat jou pad ken, hy het jou gemaak, hy loop saam met jou. Wanneer jy slaap, is hy wakker.
Wanneer die moeilikheid is hy daar. Wanneer dit goed gaan, dan dans hy saam met jou. Kan julle jong mense onthou, wat was die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het? Maar ek gaan nou nie die hande opsteek nie, maar net hoe raai jy verkeerd. Ja, onthou. Wonder of die ouer mense dit kan onthou. Toe ek vir my katekisasieklas, die laaste klas vra, wat is die wonderwerk wat Jesus gedoen het? Water en wyn. Water en wyn. Ja, toe dink ek, dis so waar, dit was die eerste wonderwerk, was nie die enigste ene nie, maar hoekom het hy wyn gemaak? Vir die vreugde. Dit was bruilof, hulle het dit geniet en die Here het gesorg ook daarin. Hy is die een op wie jy kan reken. Jou hulp kom van die een, wat nie iemand anders hoef te vra vir hulp nie. Van die een wat alles kan en alles weet, en vir jou lief het. Selfs al maak jy droog. Selfs al maak jy nie droog nie. Wat jou lief het vir wie jy is. En wat sê, my lewe sal ek opoffer in liefde vir jou. Ek sal dit bly doen. Nie net om ons later raak van die sondes nie, ja, dis belangrik, maar om saam met jou te leef, om vir jou te gee. So die Psalm sê, onthou dit. Paulus sê in Romeine 11 en 12 sê, onthou, hou jou oog 'n bietjie op Jesus. Ekskuus, Hebreërs 12. Hou jou oog op die Here, dan sal jy nie moeg word en uitsak nie. Hou vas. Hou jou oog op hom. Hoe doen mens dit? Dit is sy woord. En sy woorde skep en sy woorde kan doen wat mense nie kan doen nie. Met sy woorde het hy die aarde gemaak, mense gemaak, die hemelruim. Lees op. Dat God met jou kan praat, dis sy woord. Dis hoe jy naby hom bly. Dis hoe jou oog op hom hou. En saam met ander gelowiges wat jou help, wat jou herinner, wat getuig, wat sê, hulle help natuurlik. So hy sê, my hulp kom van die Here. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Nou sou jy kon sê, ja, maar ek het al so baie gestruikel. Wat eintlik hier staan is, hy sal nie toelaat dat as jy val, dat jy bly lê en nie weer wil opstaan nie. Daai soort struikel. Daai sal hy nie toelaat nie. So, dat daar moeilike tye gaan wees, dat daar soms 'n trip gaan wees waaroor jy val, maar dan is hy daar om jou op te tel. Soos Petrus. Petrus sê, hier, ek gaan nooit val nie, Here, ek sal saam. En dan kraai die ou handjie, daai nag, dan besef Petrus, o, Gonna, ek het toe getrip. Dan kom die Here na hom toe en hy sê vir hom, Petrus, kom eet. Braai vir hom 'n stukkie vis daar op die strand, breek 'n broodjie, miskien 'n slukkie wyn daarby, dit was so hulle geëet het. Dan sê hy vir hom, Petrus, laat my lammes waai. Sien. Hy los nie vir Petrus daar met selfverwyd en ellende dat hy dink, o, ek het die Here in die steek gelaat. Nee, gaan tel hom op, hy maak so. Hy sal nie toelaat dat jy bly lê nie. Selfs in jou slaap, hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Baie anders as 'n mens nie. Hoe lank kon julle al wakker bly? Wie kon al 60 uur wakker bly? Steek jy hand op. Nee. Julle 'n bietjie oefen. Mense is nie gemaak om so lank. As dit hier by 2 dae begin kom, begin dit nou baie ernstig raak, nee, die ouens wat uithou renne en daai goeters doen. Kan jy dink hoe dit moet wees om nooit te slaap nie? Nee, ek weet nie. Ons moet rus.
Maar die Here rus nooit. Hy beskerm jou oral waar jy gaan. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Laat my dink aan die storie van die vark. Hierdie die Here bewaar jou teen alle gevare, né? Maar ons het baie keer 'n neiging om te sê, staan so 'n bietjie op sy Here, laat ons eers traai. Ons gaan hierdie gevaar gaan ons wen. Laat my dink aan die vark nie. Daar was 'n heiningspan, so elektriese heining. Die vark weet daai heining skok. Wat doen hy? Hy wil aan die ander kant van hierdie heining kom. Maar hy weet die heining skok. So wat hy begin doen, hy staan so 'n paar tree terug en begin hy skrou, net soos 'n vark nou skrou. Ek kan nou nie so skrou nie, maar dan skrou hy en dan hol hy deur die draad. Nou partykeer is ons ook so, nee. Ons weet van die goed, maar dit skrik ons nie regtig af nie, dis asof dit ons aanmoedig. Die gevaar is daar, jy weet dit, maar jy challenge dit. En wat gebeur? Daai vark kry seer. Daai draad skok hom. Hy staan aan die ander kant net so. Maar dan kom hy weer reg. Want dit dink my maar in 'n prentjie van onsself. Ons ken nie gevare. Ons hol baie keer binne in dit in. Want ek kan mos, dink jy. Terwyl die Here jou wil wegkeer. Terwyl hy sê, moenie daai kant gaan nie. Dis 'n gevaarlike een. Bly weg. As jy sy woord lees, sal jy weet, waarteen waarsku hy ons. 'n Dag sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Selfs die natuurelemente het die Here die mag oor. Ons dink aan die afgelope maand terug en nou weer, die oorstromings. God is in beheer daarvan. Weet nie hoekom hy dit doen nie. Maar dat dit 'n taal praat van sy almag, dis waar. 'n Taal praat van stories wat mense na die tyd vertel, sê hoe die Here hulle versorg en gered uit ellendes, uit gevaar uit. Dis waar. Hy bewaar jou. Die Here sal jou beskerm teen gevaar. Hy sal keer. Wat doen ons as kinders begin loop? Ons weet hulle gaan val. So jy staan gereed nie om daai klein ding te vang. Of jy loop hier agter dat julle al oupas en oumas gesien wat al sulke krom ruggies het, en dan karring hulle hier agter die klein kinders aan wat begin loop. Nee, hulle kan self skaars loop, maar hulle hou want hulle weet daai klein ding moenie seer kry nie. Iets daarvan dat God die een is wat getrou is, wat weet wat kan kom en wat daar is om te keer. En as jy val, wat doen ons? Sit 'n bietjie spoegies op en maak reg nie. Dink nie die Here werk altyd so nie, maar iets daarvan moet jy weet en saamdra. Dis hoe kosbaar dit is wanneer God jou hulp is. Die Here sal jou beskerm teen gevaar. Hy sal jou lewe beskerm. Toe die duiwel Job se lewe wou vernietig. Gaan lees maar weer. Toe die Here vir die duiwel sê, jy kan hom Katasa noem ek het, jy kan hom kwaad aan doen, maar aan sy lewe mag jy nie vat nie. Hoekom nie? Want dis myne. Duiwel kon hom seermaak. Hy kon nie sy lewe vat nie. Want daai man se lewe was in God se hande en herinner ons deur daai verhaal van Job, dat dit met jou so is. Ja, ons loop soms deur diep water, maar hy sal daar wees. Vers 8 sluit af, hy sal jou beskerm waar jy ook gaan. Nou, en vir altyd. Twee laaste opmerkings.
Hierdie hy beskerm jou teen gevaar, word in sommige, en veral in die Hebreëus, staan die woord evil, van die duiwel. Hy sal jou bewaar van die duiwel. Kyk, dis hoekom Jesus ons ook leer wanneer om te bid. Onse Vader, dan sê hy, bewaar ons van die bose. Dis ons grootste vyand. Nie bankrotskap of honger, ons grootste vyand. Amper sê ek die woord, is daai perd, wat soek om ons te verniel, en ons seer te maak, en dood te maak. Evil. Die Psalm sê, onthou, the Lord will keep you from evil. Bly weg, alle gevaar. Nou, en altyd. Dit was die tweede laaste opmerking, die laaste ene is in Romeine 8 en Openbaring hoofstuk 5. Net om aan te sluit by die Psalm. As ons nou 'n bietjie vorentoe kyk, die Here beskerm ons nou, en wat vorentoe? In Openbaring 3 vers 5 staan die volgende. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal wit klere dra. Dis net in die hemel waar die wit klere simbool is van reinheid, skoonheid. Julle gaan dit kry. En ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. Indelible. Ek kan hom nie uitvee nie. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Die duiwel kan jou nie van God steel nie. Want hy beskerm jou. Jou naam is in sy boek. As jy gered is, het hy dit geskrywe. En hy sal vir jou opstaan in die lewe en hierna. In Romeine 8 staan daar, daar's geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie. Here bewaar jou van ewel. Die duiwel kan jou nooit weer uit God se hand ruk nie. So selfs as jy moeilike tye deurgaan, die Here weet waar jy is in jou lewe en wat jy doen en wat jou krag en jou vermoë is. Hy sal jou bewaar. En as jy om een of ander stadium varkerig is en deur die draad wil hardloop, soos ons maar ons neiging is, dan sal hy ook aan die ander kant weer vir jou kom haal. Vir jou optel. Want hy is op pad met jou. En hy vorm jou. En jy dink, tjokkertjie wat moes kruip, nie eers kon kruip nie, eers moes leer sit en toe kruip en toe loop. Jou ouers is met jou deur daai goeters. Die Here sê, hy sal met jou ook daardeur loop. Jy moet groot word in die geloof. Nie net as 'n fisiese mens nie, maar ook in die geloof. Soms is dit klein treetjies, soms groot tree, maar hy is altyd daar. En as die goed met jou gebeur, dan leer jy, nie? So die Here weet sy kinders gaan dit maak. Wanneer daar struikelblokke kom, dan weet hy ons sal dit ook maak. Want hy is daar. As die storm breek op die see, dan is hy daar. 2 keer. Een keer loop Petrus op die water, die ander keer word die storm stil. God is daar, waar jy die minste verwag. Amen. Here ons God, eintlik is dit lekker om as gelowiges by mekaar te wees en te weet, U is ons God. Die een wat vir ons liefhet. Die een wat ons so hoog ag, dat U huis in ons lewe vestig.
dat U by ons kom bly. Wat 'n voorreg. Here, nou bid ek dat U ons sal help om dit te onthou. Leer ons om in die geloof te leef. Leer ons, Here, om te oorwin. Leer hierdie familie nou hoe om te maak in hierdie swaar kry tyd. Hoe om op te staan. Hoe om weer aan te stap as pelgrim op pad na Jesus toe. Vertroos hulle. Moedig hulle aan. En help hulle om te volhard in die geloof. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou broer en suster, dis ook tyd om dankie te sê. En namens die familie doen ek dit graag. En ek lees dit soos hulle dit vir my geskryf het. Die familie wil graag hulle opregte dank en waardering uitspreek aan almal wat ons gedurende hierdie moeilike tyd ondersteun het. Nou ek wil die woordjie het ook vervang, ek wil ons sommer net uitlaat, wat ons in hierdie tyd ondersteun. Die wat dit gedoen het tot hier, en almal vorentoe. Ons sê dankie vir die boodskappe van troos, die oproepe, besoeke, gebede, en elke vorm van liefde en ondersteuning wat ons ontvang het. Dit het ons baie bemoedig en ons deur hierdie moeilike dae gedra. 'n Spesiale woord van dank aan Dr. Ongole en die mediese personeel van Kuiler Hospitaal vir hulle sorg en toewyding en aan almal wat gehelp het met reëlings en voorbereidings vir hierdie diens. Julle hulp en ondersteuning word opreg waardeer. Ons is ook dankbaar vir familie, vriende en gemeenskapslede wat vandag saam met ons kom afskeid neem en om die lewe van ons geliefde te eer. Mag die Here julle ryklik seën vir julle goedhartigheid, liefde en ondersteuning. Laastens, Willem, jy was ingesluit by die voorbereiding van hierdie diens, maar op 'n spesiale manier wil die familie ook vir jou dankie sê vir jou diens wat jy gelewer het. Hulle waardeer dit opreg. Ek wil nou die familie vra of dan nou Drina, die kinders om vorentoe te kom. Ek is bly om te sien as aan hierdie familie ook gebaretaal, jy weet. Ja. Nou ons staan nou hier vir die julle het die kers almal gesien en hier is die kleintjie regs en die groot kers links. En wanneer sy nou die groot kers gaan aansteek, is dit 'n geloofsgetuienis om te sê ons weet. En ons is op pad, Here, na jou toe. So ek wil vra dat julle vir ons daai groot kers sal aansteek. En so getuig dit van lewe. Lewe wat nooit in Christus ophou nie. Wanneer ons nou die kleiner kers sny, is dit nie 'n teken om te sê dit het nooit bestaan nie. Dis net om te sê, Here, ons maak vrede. Want die lewe wat U gegee het, is in U hande. Ek wil vra dat julle daarin vir ons sal. Jou ma weet nie wat se ding is dit nie, man. Hulle het die kersse so met die vingers doodgemaak. Of geblaas.
Hulle noem daai ding 'n snuiter nou. Wonder ek hoekom is dit 'n snuiter? Here onse God, al die tekens vandag dui op die einde. Dui op 'n graf. Dui op hartseer. Maar deur u Gees en u woord maak u ons oë oop dat ons ander kan die graf, ander kan die dood met ons geestesoë kan kyk en sê, Here, ons kom. Versterk ons op die pad. En gee Here dat ons nie net vaskyk rondom ons nie, maar ook kan opkyk en u sien en weet. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat nie toelaat dat jy sal val en bly lê nie. Wat jou bewaar en jou soek en jou liefhet. So bid ek dat u vir hulle, Here, deur die donker sal lei, deur die lig sal lei. Dag en nag, nou en vir altyd. Vra dat u genade en u liefde en u trou, Vader, Seun en Heilige Gees, elke dag oor ons almal sal uitstort. En ons bid dit in die naam van ons Here, die Koning van alle konings, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir julle om ook julle laaste eer te betoon. En Drina gaan vir ons die oorskot uitneem daar na die voorportaal toe. Dit daar neersit. Daar kan julle 'n rukkie vertoef. En soos julle klaar is, wil ek vra dat ons nie in die portaal bly staan nie, maar uitbeweeg sodat almal kan deurkom. En as jy bietjie in die son wil staan, gaan geniet dit. Anders bo is daar teetjie en ietsie om te eet. Dan gaan ons soontoe en dan maak 'n bietjie tyd vir mekaar daar. So kom ons gee die familie eerste kans. Willem sal hulle begelei en dan kan ons daarop volg.
over there? Yeah, hold on. I'm trying to get this shot of the birds. Wait, can you start from the beginning again? It froze. What, your phone? Okay. Oh no, they're all in the back.